Goeienaand, baie welkom vir almal van julle, vir almal online, baie welkom ook vir julle. Dit is ons 'n groot voorreg dat julle kan inskakel en deel wees. Maar ek gaan vir ons bid en dan gaan ons in die woord van die Here induik en ek vertrou dat die Here iets sal losmaak vir jou. Ons gaan in Romeine 10 wees, as jy jou Bybel wil oopmaak in Romeine 10, ons gaan daar wees en maak ons bid saam en dan gaan ons in die woord van die Here induik. Here, dankie vir u goedheid. Dankie vir u liefde. En dankie dat ons hier in die naam van Jesus by mekaar kan kom. Dankie dat u getrou is, dankie vir u woord en dankie vir u gees. En ek wil kom vra dat u woord vir ons sal oopbreek vanaand, Heilige Gees. Ek bid dat u iets nuuts in ons harte sal stir, 'n nuwe vuur, 'n nuwe passie vir die taak wat u vir ons gegee het as gelowiges. Ek bid dat u ons oë sal oopmaak, dat u vir ons sal wys die persoon in ons lewe. En ek kom vra, Heilige Gees, dat u ons sal bedien vanaand. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons het laasweek begin met ons reeks elkeen. En as jy het gemis het, wil ek jou reg aannooi, wil ek jou uitnooi om te gaan kyk na laasweek se diens. En die hart van dit is eintlik om, ek hoop dat dit eintlik 'n nuwe seisoen is. En dat ons iets sal doen met ons lewe. En ek het laasweek gesê en ek wil dit weer sê, is dat God gee vir ons die keuse, wat gaan ons doen met ons lewe en met ons tyd? En eintlik het jy een van 3 opsies. Jy kan of jou lewe mors en jou tyd mors, en daar's 'n klomp maniere hoe jy dit kan doen, of jy kan dit net opgebruik. Jy gebruik dit vir jou eie doelwitte en vir jou eie geld maak en vir jou eie toekennings en vir jou eie dinge, of jy kan dit investeer in iets wat langer gaan hou as jouself. En daar is net 2 goed wat die Bybel sê wat gaan langer hou as jouself en wat vir ewig gaan hou, en dit is die woord van God en dit is mense. En mense gaan 'n ewigheid ergens spandeer of by God of weg van God af. En die vraag is, wat doen jy met jou tyd en wat doen jy met hierdie stukkie lewe wat jy het op aarde? Investeer jy dit vir iets en iemand groter as jouself? En ek sê my hart is dat elkeen, ons wil iets kweek, dat elkeen 'n boodskapper sal wees, dat elke gelowige 'n boodskapper sal wees. Dit is die hart van God. Elkeen is gestuur. Elkeen is op 'n missie. Elke gelowige is gestuur in hierdie wêreld. Nie omdat ek so sê nie, maar omdat Jesus so sê. En as hy Here van jou lewe is dit sy taak en sy missie vir jou lewe. Nou vanaand wil ek dalk begin met die vraag, het jy al nuus ontvang wat jou lewe drasties verander het? Het jy al nuus ontvang wat jou lewe in 'n ander rigting gestuur het? Goeie of slegte nuus het die potensiaal om die traject van jou lewe, om die rigting van jou lewe drasties te verander. Sekere goeie nuus het die potensiaal om jou lewe in 'n rigting te vat waarop seën is en waarop daar vrug is en wat vooruit gaan. Maar net so het slegte nuus die potensiaal om jou lewe in 'n slegte rigting te vat en in 'n diep gat te gooi en in 'n donker plek te gooi met slegte dinge wat daarmee saamgaan. Nuus het die vermoë om iets te verander. En die goeie nuus van Jesus het ook die vermoë om mense se lewens te verander. Dit het die vermoë om mense se uitkyk te verander. Dit het die vermoë om huwelike te verander, om gesinne te verander, om generasies te verander, om nasies te verander. In 'n week lees ek hierdie wat sê, there is no message more powerful, no story more significant, no account more life-changing, and no news as transformative as the gospel of Jesus. As jy lank 'n pad met die Here al stap, glo jy dit nog? Is dit nog iets wat brand in jou hart? Is daar nog 'n opgewondenheid? Is dit nog goeie nuus vir jou? Ek wil dit so vra, hoekom is die evangelie tans vir jou goeie nuus? Nie hoekom was dit goeie nuus toe jy gered is nie. Want baie keer het ons hierdie stories wat ons kon vertel, toe ek weg was van die Here en hy het my lewe kon verander en jy die vreugde en die vrede en die transformasie van Jesus beleef, en nou is jy 'n klomp jare by die Here, maar is dit vandag nog, is dit tans nog goeie nuus vir jou? Of het jy so gewoond geraak aan dit, en dit is maar net wat dit is? Want die gevaar is, as dit nie meer goeie nuus is vir jou nie, sien jy dalk ook nie die sin, hoekom jy dit met iemand anders te moet deel nie. Is dit tans nog goeie nuus vir jou? In die week het ek saam met 2 leiers van, hulle is leiers binne in verskillende organisasies wat werk doen vir die evangelie reg oor die wêreld. Die een is in Bybelvertaling betrokke en die ander ene is in disippelskap betrokke. En weer eens was ek net so bewus daarvan hoe die nuus van Jesus lewens kan verander. Om te hoor wanneer mense die eerste keer die Bybel in hulle eie taal kry en die opgewondenheid en die vreugde wat dit bring en die verandering wat dit bring. Die een getuies van die ou wat met disippelskap is net hoe hulle net ouens geleer het net om te bid en dat jy kan direk met Jesus praat.
En dit het dorpe verander. Want wat daar geleer is, en wat leiers hulle eie mag misbruik, om te sê, nee, jy moet ons gebruik om te bid, jy moet na ons toe kom, en jy moet iets betaal, en ons moet kerse aansteek, en dan moet ons bid. En net toe hulle kon gedisipel word, en as ek dit lees, ek soos, maar dis so eenvoudig. Maar dit is die eenvoudige nuus wat hulle nog nooit gehoor het nie, wat hulle lewe verander het. En die leiers het begin kla, soos, ouens kom nie meer vir ons nie, en dorpe het verander as gevolg van dit. Een ding, die nuus van Jesus, is dit nog vir jou goeie nuus? Jesus wil hê dat ons sal fokus op hierdie dinge. Net voordat hy opgevaar het hemel toe, gee hy hierdie taak, gee hierdie missie vir sy volgelinge. En Lukas skryf dit so in Handelinge, hy sê, maar julle, en hy praat met sy volgelinge, in ons konteks met Christene, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle my volgelinge, sal, nie miskien nie, julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Julle wat my volgelinge is, gaan vir almal oral vertel van my. En die gevaar is dat as ons nie meer, dat is hierdie nuus nie meer iets in ons wakker maak en 'n opgewondenheid skep nie, dan sien ons amper nie die nut daarvan om dit vir iemand anders te vertel nie. En ek is oortuig dat deel van die rede hoekom ons nie die vreugde van ons geloof beleef nie, is juis omdat ons nie meer besig is met hierdie dinge nie. En deel van die rede hoekom ons dalk nie meer so opgewonde is nie, is juis omdat ons nie besig is om dit vir iemand anders te vertel en te sien hoe dit hulle lewe verander nie. Maar hoe meer jy dit doen, hoe meer opgewonde is jy en hoe meer passie en hoe meer beleef jy hierdie. En Jesus sê, dis waarmee jy moet besig wees. Dis waar jy jou lewe moet investeer. Nou ek wil kyk na hierdie gedeelte in Romeine 10 wat Paulus skryf. En ek wil 3 vrae vir jou vra. Na aanleiding van wat Paulus hier skryf en 3 vrae om te evalueer waar jy is en hoeveel passie het jy nog oor hierdie boodskap en wat is nodig vir jou om te doen. Die eerste ding wat ek wil vra is, het jy nog 'n hart vir verlore mense? Is daar nog iets in jou wat wil sien dat verlore mense gered word? Is daar nog iets, soos Jesus sê, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is? Is daar nog iets van dit? Die Bybel maak dit baie duidelik dat mense wat nie vir Jesus ken nie is verlore, dat hulle is dood in hulle sonde. Dis hoekom Jesus sê ek kom om te soek en te red die wat verlore is. Het jy nog 'n hart vir die mense? Paulus skryf, hy sê, broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered word. En hierdie hartewens is as jy moet dink in terme van, dis 'n diep begeerte hier in my siel. Dit dring my van binne af. Dis my begeerte dat my volk, my Joodse broers en susters wat nie Jesus ken nie, dis my begeerte dat hulle Jesus sal ken. Is dit hoe jy voel oor mense in jou lewe? Eintlik in die vorige hoofstuk in hoofstuk 9 dan sê ek sal bereid wees om my plek in die hemel op te gee as hulle net gered kan word. En hy weet wat dit beteken. Hy weet is nie moontlik, maar hy sê indien dit sou moontlik wees, ek wens so dat hulle gered sal word, dat ek selfs bereid sal wees om my plek op te gee. My vraag is, wie is die hulle in jou konteks? Wie is die hulle vir wie jou hart brand, wat nie by die Here is nie, wat jy bid en wat jou hart wens is dat hulle bekeer word? Wie is die hulle? Wie is hulle in jou lewe? In die term wat laas jaar begin het om eintlik hier onder ons te praat is, wie is jou een meer? Wie is die een persoon in jou lewe wat naby aan jou is, maar ver van die Here is? Die een persoon wat saam met jou werk, of die een persoon wat in jou familie is, of 'n vriend van jou is, of saam met jou swat, of saam met jou in die koshuis is, maar wat ver van die Here is. Wie is jou een meer? En het jy nog 'n passie, en het jy nog 'n begeerte dat hierdie persoon gered sal word? As ons die genade van God beleef het in ons lewe, wat ons lewe verander het, is dit nodig dat dit ons sal dring om na ander mense hierdie genade met hulle daaroor te praat. As daar niks in jou begeerte is om die goeie nuus van Jesus met ander te deel nie, moet jy dalk die vraag vra of het die goeie nuus enigstens in jou lewe al 'n verskil gemaak? En is jy werklik gered? Wie is jou een meer? En ons niks soos om vir iemand wat verlore is te begin bid, wat jou hart vir verlore mense weer aanwakker. En begin bid vir hierdie persone. En begin dink aan hierdie persone. En vertrou dat die Here hulle sal kom red. Ek vind dat baie mense, dis nie dat hulle nie 'n hart het vir verlore mense nie. Dis net, hulle is net so besig. Peter, dis nie dat ek nie hart het, ek is net so besig, daar's soveel dinge wat moet doen. Die kinders moet hier na toe en die sport moet daar gebeur, en ek het hierdie taak wat moet gebeur, en ek het hier klasse wat ek moet bywoon, en my werk vereis dit, en hier's targets wat ek moet, en hier's hierdie ding wat moet gebeur, en dis net so besig, en dit is net wat aangaan in my lewe. Hoor mooi, as jou lewe so besig is met dinge in hierdie wêreld en dat daar nooit prioriteit in jou lewe kan wees vir die missie van Jesus nie, dan is jou lewe te besig.
As Jesus Here van jou lewe is, as hy die een is wat in beheer is van jou lewe, en jy is nooit besig met die dinge wat hy gesê het jy moet doen nie, dan moet jy veranderinge maak. Want wat dit dan beteken, is dat jy is buite sy wil, dat jy is ongehoorsaam met hom, en die Bybel noem dit sonde, en God seën nie sonde nie. Is jy besig? Is mense wat verlore is nog 'n prioriteit in jou lewe? En miskien is dit nie nodig dat jy so baie dinge moet verander in jou lewe nie. Miskien moet jy net die dinge waarmee jy reeds besig is, sien as geleentheid vir die koninkryk. Miskien moet jy die geleentheid sien dat, ja, jy het die paddle games wat moet gebeur, en jy het swat wat moet gebeur, en jy het hierdie sport wat moet gebeur, en daar's mense daar, by the way, en jy is daar langs die sportveld saam met ander mense en saam met ander ouers. Gebruik dit as 'n geleentheid. Inteendeel, dis wat Paulus gedoen het. Paulus is soos, okay, Jesus sê, maak nie saak waar ek gaan nie, waarmee ek besig is, met wie ek te doen het nie, ek moet die evangelie deel, dis my prioriteit. En in Kolossense, dan lees jy in Kolossense 4, hy skryf hierdie brief aan hierdie kerk in Kolosse, en dan sê hy, luister ouens, bid asseblief vir my, want ek sit in die tronk. En dis gewoonlik wat ons doen, wanneer ons in moeilike omstandighede is, dan sê ons vir iemand, asseblief bid vir my, ek gaan deur hierdie ding. En dis nie wat Paulus vra nie. Hy vra nie bid vir my, want ek is in die tronk, en die rede hoekom hy in die tronk is juis omdat hy die evangelie verkondig. Maar weet jy wat bid hy, en wat vra hy met hulle van bid? Bid asseblief dat die Here vir my boldness sal gee om die evangelie te verkondig. Bid dat die Here vir my oop deure sal gee vir die evangelie, en wanneer daar oop deure is, dat ek dit duidelik sal verkondig. En Paulus is soos, wel ek is nou hier, so ek kan net sowel hierdie geleentheid gebruik om met hierdie tronkbewaarders, en met die res van hierdie ouens wat in die tronk is oor Jesus te praat. Hoekom dan nie? Want Jesus sê ek moet vir almal vertel. Miskien moet jy so dink, oor die omstandighede waar jy jouself bevind, en dat dit 'n geleentheid is, wat God wil gebruik. Jy probeer dalk uit daai omstandighede kom, en God is soos, ek wil jou gebruik in daai omstandighede. Het jy nog 'n hart vir verlore mense? Tweede vraag. Verstaan jy en leef jy die evangelie? Miskien die rede hoekom jy dalk nie die evangelie deel nie, is omdat jy dit nie verstaan nie, of omdat jy nie besef dat die ouens wat om jou is, nie by die Here is nie. En dis wat Paulus sê, hy sê, ek het 'n hartsbegeerte dat hierdie ouens gered word. Dan sê hy, want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die geregte insig. Hierdie is ouens wat die wet onderhou, hierdie is ouens wat 'n goeie lewe leef, hierdie is die ouens wat die regte dinge doen, dis die wat die regte dinge sê, dis die ouens wat elke Sondag by die kerk is, dis die ouens wat hulle Bybel ken, dis die ouens wat weet hoe om te leef en wat God wil hê, en nie God se naam verkeerlik gebruik nie, en nie vloek nie, en nie skel nie, en wat goeie buurman is, maar hy sê hulle het nie die regte insig nie, hulle verstaan nie die evangelie nie. Hy sê, hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. En wanneer jy hierdie woordjie vryspreek of vryspraak sien, party vertalings praat van geregtigheid, dit beteken om in 'n regte verhouding met God te wees. Dis 'n regsterm wat God sê, ek spreek jou vry, jy is nie meer skuldig nie. En hy sê, hulle steel nie, God het 'n manier hoe hy dit bewerk, maar hulle doen dit op 'n ander manier. Hy sê, hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie, hulle probeer dit op hulle eie manier kry. En in hierdie konteks wat hy praat hy van hierdie Jode, wat hulle doen die wet, en hulle doen al hierdie dinge, en hulle dink as hulle aan die wet voldoen, en al hierdie dinge doen wat die wet sê, dan gaan hulle in 'n regte verhouding met God wees. Dis wat die vereiste is, ek moet net 'n regte en 'n goeie lewe leef, en ek moet meer goed doen as sleg doen, want dan is ek in 'n regte verhouding met God. En hy sê, luister, dis nie die manier van God nie. En nou is ek en jy is omring deur baie mense wat so leef. En hulle dink as ek net reg leef, en as ek net goed genoeg doen, en as ek die regte dinge doen, en die regte dinge sê, dan gaan ek in 'n regte verhouding met God wees. En hy sê, dis nie die manier van God nie. Dis nie hoe dit werk nie. God het Jesus Christus gestuur, om te soek en te red die wat verlore is. Die wet, die doel van die wet is om vir jou te wys, hoe tekort jy skiet. Die wet is soos 'n spieël om te sien, daar's fout met jou, en jy voldoen nie aan die standaard nie, en jy het iemand nodig wat jou kan help met hierdie. Toe jy hiernatoe gekom het, voordat jy hiernatoe gekom het, jy onmoontlik in die spieël gekyk. En die spieël het vir jou gewys, jy moet aanpassings maak na jou middagslaapie. Die hare en die gesig, en daar moet aanpassings gemaak word. Maar jy het nie die spieël van die muur afgehaal en jou hare begin kam met dit nie. Nee, jy het iets gebruik om dit te doen wat die spieël vir jou gewys het. En die wet wys net dat daar is fout, ons skiet tekort. Ons het 'n redder nodig. As jy besig is om te verdrink, gaan sweminstruksies jou nie help nie. Jy het iemand nodig wat jou red. En godsdiens is soos om sweminstruksies te gee vir iemand wat besig is om te verdrink. Maar Jesus is die redder wat kom. Hy kom doen wat ek en jy nie vir onsself kan doen nie. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo vrygespreek kan word.
Die vryspraak in God is dat ons geloof in hom moet sit. Dis dat ons kom en ons herken, die wet wys dat ons skiet tekort, ons is skuldig, ons is vol sonde, Here vergewe ons. En ons kom glo dat wat Jesus aan die kruis gedoen het, en toe hy uitgeroep het, dit is volbring, dat dit ook vir jou punte getel het, dat jy sit vertroue dat dit genoeg was vir jou, en dan maak jy hom Here van jou lewe, en jy sit hom in beheer van jou lewe, en jy verklaar hom as Here van jou lewe. Dis wat nodig is, om in 'n regte verhouding met God te wees. Ander ouens wat om jou leef, die manier hoe hulle dink hulle vervulling gaan kry, of hoe hulle reg gaan wees, is dat hulle bepaal hulle eie lewe. Hulle bepaal wat sin gee vir die lewe, hulle bepaal wat vreugde bring in die lewe, en hulle steur hulle nie aan enige iets wat die Here sê nie. Dan gaan Paulus aan eintlik vers 5 tot 8, en dan verduidelik hy eintlik hoe hierdie ouens die hele tyd probeer om die regte ding te doen, maar dan sê hy, luister, Jesus het naby gekom, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Die redder het gekom en julle het dit gemis, julle dink dat die redding lê in al hierdie regte dinge te doen, en julle mis dat dit lê in 'n iemand, dat hy is die opstanding en die lewe. En dan sê vers 9, as jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en met jou hart glo, dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy, nie miskien nie, sal jy gered word. Die een wat bely en die een wat glo, dis die een wat gered word. Dis nie namens iemand anders nie. Dis nie tweedehands nie, jy moet dit self doen. Hy sê, met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Met ander woorde, jy het redding nodig, jy kan nie dit self doen nie, iemand moet vir jou doen in jou plek wat jy nie vir jouself kan doen nie. Maar iets wat ons moet besef, dis hart en mond, daar's iets wat hier moet gebeur, dis iets wat hier binne gebeur. Dis nie net dat jy saamstem en intellektueel met sekere doktrines nie. Inteendeel, die Bybel sê dat die demone glo ook. Hulle ken teologie, as jy en demone teologie toets gaan skryf, gaan hulle beter doen as jy. Maar hulle volg nie vir Jesus nie. En hier is die ding, Jesus het gesê, waarvan die hart van vol is, sal die mond van oorloop. En as daar nooit by jou mond iets van Jesus uitkom en sy goeie nuus nie, moet jy dalk die vraag vra, is hy in my hart? Het hy beheer van my hart? Is hy binne in my lewe? Of is dit net 'n konsep wat ek in my kop is dit net 'n konsep hoe ek groot geword het? Of het ek met my mond en met bly en met my hart geglo? En is ek gered? Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgesteld word nie. Niemand nie, dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is die Here van almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik. En wat hy sê is, luister, dit maak nie saak wat jou agtergrond is nie, of jy Jood is of jy Griek is, of jy in 'n Christenhuis groot geword het en of jy nie in 'n Christenhuis groot geword het nie. Die enigste manier hoe om by God te kom is deur die Here Jesus. Hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So dit maak nie saak hoe groot Christen jou ouma was en hoe baie sy vir jou gebid het nie. Haar geloof maak nie dat jy by die Here is nie. Jy moet met jou mond bely en jy moet in jou hart glo. Net om kerk toe te kom maak nie van jou Christen nie. Net om in 'n Christenhuis groot te word maak nie van jou Christen nie. Wat van jou Christen maak is dat jy jou lewe oorgegee het aan Jesus. En dat hy in beheer is van jou lewe. En dit is ook vir almal. Die evangelie is in 'n sekere sin eksklusief, inklusief. Ja, dit is eksklusief want dit is net deur Jesus wat jy gered kan word, maar dit is inklusief, dit is 'n uitnodiging vir almal. Almal kan kom. Jesus het vir almal se sonde gesterf en die uitnodiging is vir almal. En hy wil hê almal moet weet en hulle kan kom. Nie oor iets wat hulle doen nie, maar oor wat hy reeds gedoen het. Alle wêreldgelowe het hierdie ding van, jy moet sekere dinge gedoen, en as jy beter, meer goeie goeders doen as slegte dinge, gaan jy iewers heen. En Christendom kom en sê, nee, dit gaan nie oor wat jy doen nie, dit gaan oor wat Jesus reeds gedoen het. Dit gaan nie oor hoe goed jy is nie, ons. Wat is goed genoeg? Waar weet jy is goed genoeg? By watter persentasie is dit goed genoeg? Wanneer begin het tel? Het jy genoeg lewe oor om genoeg goed te doen? Het jy ergens 'n rapport gekry wat sê, okay, jy is op pad, jy het 'n 7 of 'n 6 of wat ook al, jy voldoen aan die vereistes. Hoe weet jy? Jy voldoen nie eers aan jou eie beloftes wat jy vir jouself maak nie, en aan jou eie drome nie. Hoeveel van julle onthou nog wat jou nuwejaarsvoorneme was? Hallo? En daar sekere dinge wat jy al beloof het aan jouself, ek gaan dit nooit weer doen nie. En dan 'n week later, ek gaan dit nou nooit weer doen nie. So jy voldoen nie eers aan jou eie standaarde nie. Wat nog van die standaarde van God? Ons het Jesus nodig, maar dit is vir almal. En dan sê hy, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal
gered word. Die evangelie is vir elkeen, want Jesus is vir elkeen. En ek laasweek verduidelik, om die naam van Jesus aan te roep, beteken nie net dat jy Jesus aan die einde van jou gebede sit. As jy sy naam aanroep, beteken dit dat jy roep hom aan sy karakter, en jy stel jouself ondergeskik aan hom. Jy gee jou lewe oor aan hom, jy gee die beheer, en die mag, en die versorging van jou lewe oor aan hom, en sê, U is in beheer, U is die baas, U is die CEO, U is die bestuurder, You are calling the shots. Wat U sê is reg, en wat U sê is verkeerd, is verkeerd. Wat U sê, ek moet doen, dit doen ek. Dis wat dit beteken. En elkeen wat dit doen, hier is die belofte, sal gered word. Soos jy nog 'n hart vir verlore mense? Verstaan jy die evangelie? Want as ons iets van hierdie verstaan, dan besef ons party van die mense wat om ons leef, het eintlik nodig om die evangelie te hoor. Hulle dink hulle is op pad hemel toe, maar hulle verstaan nie die evangelie nie. En dan is dalk die ander vraag van, leef jy dit? Leef jy hierdie evangelie? Want as jy met jou mond sê, jy het Jesus nodig, maar jou lewe wys dat jy worry nie oor Jesus nie. Wat beteken dit? Jy kan nie dit wat met jou lewe aan dan maak wat jy met jou mond sê nie. So is iets wat ons moet leef ook, sodat ons invloed kan hê. En dan die derde ding ook vir jou vra is, na wie word jy gestuur? Wie is die iemand in jou lewe? Wie is die een meer in jou lewe? Hier is wat Paulus skryf, hy sê, maar hoe kan 'n mens hom aanroep? Want onthou, wie hom aanroep kan gered word, maar hoe kan dit gebeur as hulle nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? Met ander woorde, jy het nodig om dit te hoor. Jy kan nie dit onder 'n boom gaan sit en dit self uitfigure nie. Dit is nuus wat gerapporteer word. Iemand sê, nuus is slegs nuus indien dit gebeur het en iemand dit vertel het. En iets het gebeur, Jesus is aan 'n kruis gesterf en hy het opgestaan uit die dood, dat iets gebeur. En jy kan nie dit uitfigure indien iemand dit nie vir jou vertel nie. En jy kan nie aanroep en glo as jy dit nie gehoor het nie. En hoe kan jy van hom hoor, sonder dat iemand wat preek, en hierdie preek beteken nie soos wat ek nou doen, soos maak jou Bybels oop by Romeine 10 nie, dis nie wat dit beteken nie, hierdie beteken vertel. Iemand kan nie hoor, indien iemand nie vertel nie, en hoe kan iemand preek, as hy nie gestuur is nie, en Jesus sê, elkeen is gestuur. Ek en jy is gestuur. As jy 'n Christen is jy gestuur. Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die, wat die goeie boodskap bring. Daar staan nie die wat die goeie boodskap glo nie. Die wat die goeie boodskap in geel in hulle Bybel gehighlight het nie. Die wat die goeie boodskap 'n studie oor dit gedoen het en 'n kursus bygewoon het nie. Nee, die wat die goeie boodskap bring. Die wat dit sê, jy het nodig om jou woorde te gebruik. Jy het nodig om dit te vertel. Op jou raamwerk is daar 'n QR-code wat jy kan gaan scan, wat jou vat na 'n studie toe, hoe om jou getuienis te skryf en hoe om 'n gesprek in 'n geestelike rigting te sit. Dis iets om jou toe te rus sodat jy hierdie kan doen. Maar jy moet dit sê. God kan nie jou woorde seën en jou woorde gebruik indien jy nie jou eie woorde gebruik nie. Jy moet vertel. God gebruik woorde, niemand kom tot bekering, net omdat hulle iemand anders dopgehou het oor hoe goed te leef. Want dis wat baie ons sê, ek gaan net 'n goeie lewe leef en as mense gaan sien dat ek volg Jesus. Ja, jy moet dit ook doen. Die Bybel sê jy's lig vir die wêreld en jy's op 'n stad en jy's 'n stad op 'n berg en almal kan dit sien. So ja, mense gaan jou lewe dophou, maar niemand kom tot bekering deur te kyk hoe jy leef. Soos, okay, ek moet my sondes bely. Ek moet Jesus aanneem as Here en Verlosser. Dit gebeur nie so nie. Daar's ongelowiges wat goeie goed doen. Ons het nodig om te vertel. Ons het nodig om te sê. Ons het 'n taak as ons die goeie boodskap bring en dit moet 'n goeie nuus wees. Ons moet dit bring. Ons moet dit bring vir die wêreld. As jy werklik jou naaste lief het, dan gaan jy die goeie nuus van Jesus met hulle deel. Dan gaan jy vertel van die een wat jou lewe verander het. Nou Pieter, maar hoe moet ons dit benader? Eerste ding is wanneer. Dit gaan nie outomaties gebeur nie. Jy moet dit beplan wanneer dit gaan gebeur. En luister baie mooi, dit kan nie jou verskoning wees, dit het nie opgekom in 'n gesprek nie, en daarom het ek nie, dis hoekom ek dit nie genoem het nie. Dit gaan 'n baie swak verskoning wees, eendag as jy in die hemel kom, en Jesus sê, hoekom het jy nie vir mense vertel nie? Dit het nie regtig opgeduik in ons gesprek nie. Regtig? Kan jy dink, as Paulus daai gesindheid gehad het, waar was ons vandag? Dit het nie regtig opgeduik in die tronk nie, ek is jammer, ek het net gepraat oor. Nee, Jesus sê ons moet gaan vertel, so jy moet dit beplan. Jy moet dink hoe jy dit gaan doen, jy moet dink hoe jy dit gaan benader. En weer eens, daar's vir jou 'n manier, gaan werk deur daai studie, hoe jy gesprekke in 'n geestelike rigting kan stuur. Wat is dit wat jy moet deel? Nou, jy kan een van 4 dinge deel. Die eerste ding is, deel 'n uitnodiging. Nooi iemand saam kerk toe. So, kom ek gee jou 'n great tip. Môre, vra vir mense, wat jy gister gedoen?
En dan gaan mense sê, ek het dit gedoen, of wat ook al eens gedoen. En dan, omdat mense goeie maniere het, gaan sê, en jy, wat het jy gedoen? Klink, weet jy wat, ek was by die kerk. Daar is jou kans, okay? Nou hier is die ding, en dan gee jy uitnodiging en jy nooi hulle saam kerk toe. Hierdie is nie 'n uitnodiging nie. So great wees as jy een of ander tyd saam met my kerk toe kom. As jy op Google Calendar gaan, is daar nie een van die opsies een of ander tyd nie. Nee, 'n uitnodiging is, wat, wil jy nie saam met my Sondag kerk toe gaan nie? Die kerk begin 6:30, ek kry jou 6:00, ek koop vir jou koffie. Hoe lyk dit, wil jy nie saam met my kom nie? Miskien moet jy 'n uitnodiging deel. Miskien moet jy jou storie deel. Weer eens, gaan studie daar, dit gee vir jou 'n manier hoe jy jou storie kan deel. Party van ons het nog nooit geoefen en besluit hoe ons storie gaan deel nie, en daarom sukkel ons om dit te deel. Maar jou storie in kort moet wees, hier was hoe my lewe was, hier's waarmee ek gesukkel het, hier's wat ek beleef het, toe ontmoet ek Jesus, en nou is my lewe so, en nou beleef ek dit. En dan die vraag, het jy so storie? Deel jou storie. Soms moet jy kry die geleentheid om die evangelie te deel. En vertel dat God het mense geskep en lief gehad het, dat sonde in die wêreld gekom en sonde het skeiding gebring en ons is wyde van die Here, maar Jesus het gekom en hy het sterf vir ons sondes en as jy met jou mond bely en jou hart glo en Jesus aanneem, sal jy gered word. En jy kry die kans om die evangelie te deel en dis wonderlik. En soms al wat jy moet deel is nog 'n koffie. Hulle is nog nie reg om jou storie te hoor nie, hulle is nog nie reg om kerk toe te kom nie, hulle is nog nie reg om die evangelie te hoor nie en hulle is nie 'n projek nie, hulle is mense wat wie jy 'n verhouding bou en jy bou net verhouding. En sê wel, kom ons gaan drink nog 'n koffie en jy bly hierdie verhouding bou. En jy bly bid vir die Here en vra vir 'n oop deur en vir 'n geleentheid om dit te deel. Okay, waar begin ek? Begin met die mense naast aan jou. Wie is jou een meer? Wie is naby aan jou, maar ver van hier af? Begin daar. Hoe moet ek begin? Kyk uit vir die natuurlike geleenthede. Wanneer iemand deur 'n krisis gaan, is 'n great geleentheid. Kan ek vir jou bid? Is daar iets waarvoor ek vir jou kan doen? Wanneer mense deur 'n verandering gaan, wanneer hulle byvoorbeeld eerste jaar is op varsity en dan kom by 'n ander plek uit. Wanneer hulle hiernatoe getrek het of wanneer hulle gaan trek of wanneer kinders uit die huis uit gaan en sien daar's 'n verandering wat gebeur. En dit is baie keer 'n great geleentheid om te begin sê, "Wil jy nie saam met my kerk toe kom? Het jy al 'n kerk gekry in die dorp? Kom ek nooi jou." Ek en jy moet intentioneel wees oor dit. Jou storie het die potensiaal om mense se lewens te verander. Jy wat uitreik het die potensiaal om iemand se ewigheid te verander. Ek wil vir jou 'n storie wys, ek wil vir jou 'n getuienis wys van iemand wie se lewe verander is, omdat iemand moeite gedoen het. Omdat iemand uit hulle pad het gegaan om seker te doen, omdat iemand hulle afspraak opgegee het vir iemand anders. En hier het gebeur in die laaste paar weke. Dis nie 'n storie van 2 jaar terug nie. Dis in die laaste 2 maande wat hierdie gebeur het. En ek wil hê jy moet kyk na die storie en hoe iemand se lewe verander het. En dit hopelik inspireer jou oor wat jou storie in iemand anders se lewe kan doen. Kyk gerus op die skerms. Hi, my name is Imran. I'm a born Muslim and I never knew Jesus, but I heard of him. Even growing up in Islam, we get taught about Jesus only as a prophet. How I encountered Jesus was on a construction site at a workplace. I heard one of the guys that I know, one of the white guys from another construction company that was talking to one of our guys about Jesus. And you know, growing up in Islam, that is like, it builds a wall for you. And I went to him and I said, "Hey, my brother, please don't keep our guys out of work." But it's not about keeping him out of work. It's more about Jesus, like, you know. And I tell him, "Please, man, don't come with this Jesus stuff." He says, No, Imran, do you know that Islam believes in the Injil?" I said, "Yeah, Jesus is a prophet." So I told him, "Yeah, but you guys have all these different Bibles, man. You have the ESV, the KIV, the whatever V, you know what I mean? Because the Bible gets changed." I tell him the Quran never gets changed. There's only one Quran. But you guys also serve 3 gods. And then he started laughing at me. And I told him, "You see, you're even laughing and making fun of God stuff." And I was drinking bottle water that time. And he laughed and he takes the bottle water out of mine. And I'm saying like, "Hey, that's my bottle water." And he says, "Don't worry, I'll buy you 6 more." But now he throws the water onto the ground. And I say, "What you doing?" He says, "Just hold on."
you see, what can you do with this water? I said, that water, I was supposed to be going down my throat because I was going to drink it and you're throwing it on the ground. He says, yes, you can drink it, that's right, but you can turn it into an ice block and you can make it into steam. He tells me it's 3 different things, no, but it's one component. And that thing like blew my mind because now he's telling me it's not 3 gods, but it's 3 functions, but it's one God. And it started to be clearer and clearer to me, you know. He tells me he doesn't want me to accept Jesus, meaning it's not about him. He's just planting that seed of telling me, and you don't know if I'm going to respond to this or whatever, but the Holy Spirit has a way of working with people. And he gives me a small blue Gideon's Bible, New Testament, and he tells me, if I read the first 5 books in the New Testament, it will give me a picture of who Jesus Christ is, his character, you know. If I got questions, then I can just chat again with him. I took the Bible and I slipped it in my waist, you know, and I hid it behind my cupboard. And I had to wait till everyone was sleeping. That was like the last prayer after Isha. And I'm sitting and I'm reading it. But I didn't know where to start with the first 5 books. I just opened it up randomly and my eyes fell on these words. If you love your mother, brother, sister more than me, you're not worthy of the kingdom. I got such a script that how did this Bible know I got a mother, brother, sister, you know what I mean? It's just a book. And at work the next day, these words is playing in my head and, you know, I started reading more and I had questions about the miracles that Jesus performed, if that stuff is all real. And then I got caught reading this Bible by my father and he tore it up and it was like a big insult for him. And he told me that if I want to follow Jesus that walks on the water, I must get out of his house. And then all hell broke loose. It wasn't easy for me. When people tell you accept Jesus, everything's going to be okay, that's a lie. I've been on the streets for about a week and a half. I've been walking far from Northridge. I went to different churches to ask questions. People tell me I must make appointments. And, you know, I just felt despondent. And I walked from Northridge CRC, I came all the way here. And I didn't have an appointment and the gates was open and a lady came in here and me and the same lady that came in by the gate, it was her appointment to be seen by Pastor Willie. But she saw the tears in my eyes and really that day, as I walked out, I was gonna really try and jump off this bridge here, honestly, because I couldn't just take the loneliness and the rejection. And she said, no man, please, I think you must see this guy. And that's how we spoke. And we had a long time here at the church and helped me with some clothes. And yeah, through that, God started restoring my life back together. I got a new family here in the church. I got baptized. I got a cell group. And I'm reading the word. And if Jesus can change my life, surely he can touch anybody, you know. And all this glory doesn't go to me, all the glory goes to Jesus. I'm just a puppet on the string and Jesus is the master. Wie is jou een meer? Wie het nodig om jou storie te hoor? Wie is die persoon wat die goeie nuus van Jesus nog moet hoor in jou lewe? Om die goeie nuus van Jesus te deel, is nie 'n opsie wat ek en jy moet oorweeg as gelowiges nie. Dis 'n opdrag wat ons moet uitvoer. Jesus het sê, gaan wees my getuies. En daar's mense in hierdie wêreld wat nodig het om van hom te hoor. Daar's nie 'n mens in hierdie wêreld wie God nie liefhet nie. Daar's nie 'n mens wat God gemaak het, wat hy nie wil hê moet in die hemel wees nie. Daar's nie 'n mens op hierdie aarde vir wie Jesus nie aan die kruis gesterf het nie. Daar's nie 'n mens op hierdie aarde vir wie God nie 'n doel het nie. En dit lê baie keer aan die ander kant van jou een. Nadat Andreas hoor, Johannes Doper sê, daar's die lam van God wat die sondes wegneem. En hy sien vir Jesus, hy begin Jesus volg.
En hy het hierdie ontmoeting met Jesus en dan gaan hy en hy gaan roep vir Simon. Selfe gebeur en Jesus vind, dis in Johannes 1 en dan vind hy vir Filippus en dadelik gaan Filippus en hy gaan vind sy vriend Nathanael. En elke keer bring hulle hierdie een na Jesus toe. En elke keer dan sê Jesus vir Simon, jy sal Petrus wees. En hierdie Petrus word in 'n groot mate leier in die kerk. Hy word ou wat opstaan op Pinksterdag en preek en 3000 ouens kom tot bekering. Hy sê vir Nathanael, jy gaan baie wonderlike dinge sien. Ek en jy het geen idee wat aan die ander kant van jou een meer is. Wie is jou een meer? Vir wie moet jy vertel? Ek weet nie, maar dit gaan 'n bietjie ongemaklik wees. Dit gaan 'n bietjie weird wees. Luister, ons gaan nie in die hemel die ewigheid vier oor hoe cool jy was nie. Maar wat in die hemel gevier gaan word is hoe getrou jy was. Jesus gaan nie jou ontvang by die hemel en sê, wel dan, goeie en cool slaaf nie. Dit gaan wees, well done, goeie en getroue slaaf. Tussen die stoele is daar 'n kaartjie. En ek wil jou aanmoedig om hierdie kaartjie te vat. En op die eerste een is daar, vir wie is jou iemand? Wie is jou een meer? En jy gaan hulle naam daar neerskryf en dan gaan jy vir hulle bid. En jy plak hierdie ding op en elke dag van hierdie week bid jy vir daai persoon. En jy bid dat die Here hulle lewe sal kom verander. En jy bid dat die Here iets in hulle lewe sal kom doen. Jy bid vir redding. Ek dink ons kaartjies is net as jy uitstap sal ook wees. Hoor mooi. Moenie die kaartjie neerskryf en daar in jou kantoor plak of daar in jou kamer plak en vir die persoon wat saam met jou werk nie. Want dan kom Jackie in en sê, hoekom is my naam op daai kaartjie? Wel, jy gaan hel toe en ek bid vir jou elke dag. So dis waar dit gaan werk nie. Okay? Maar bid waar jy elke dag iewers kan sien. Jy weet maar is nie bietjie weird nie. Weet jy wat is weird? Weet jy wat is weird? Dat jy uit die koninkryk van die duisternis gehaal word en in die koninkryk van Jesus Christus gesit word, dat jy van dood na lewe oorgaan, dat daar wedergeboorte gebeur, dat jy 'n tempel van die Heilige Gees word en God se Gees binne in jou kom en jy ken God en jy praat elke dag met God en dat jy nie met mense oor hierdie God praat nie. Dis weird. Dis nie weird om met ander mense oor Jesus te praat nie. As hy jou lewe verander het, kan jy nie stil bly oor wat hy gedoen het nie. Pieter, maar jy weet nie wie is my een meer nie. Toe Jesus vir sy disippels gesê het, julle gaan getuies wees in die hele wêreld, gaan in die hele wêreld in, was dit fisies onmoontlik om dit te doen. Daar was nie bote nie, daar was nie treine nie, daar was nie karre nie, daar was nie vliegtuie nie, daar was nie internet nie. En hy het sê, gaan in die hele wêreld in. En hier is ons vandag. En reg oor die wêreld is daar Christene wat se lewe verander is deur die goeie nuus van Jesus. En dit begin met een meer. Wie is jou een meer? Vir wie wil jy bid? Vir wie moet jy bid? Vir wie moet jy vertel? Elkeen van ons is op 'n missie. Elkeen van ons is 'n boodskap. Elkeen is gestuur. Vader, U is goed en U is getrou en daar is niemand soos U nie. U alleen is waardig. Dankie dat U ons so lief het, dat U U seun gestuur het. Dankie dat U U enigste seun gestuur het, sodat ons nie verlore sal gaan nie, maar dat elkeen wat in U glo, nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe saam met U. Ek bid dat U iets nuuts in ons hart sal, 'n nuwe vuur in ons harte sal aansteek, en 'n hart hê vir mense wat U nie ken nie. Dat ons sal uitreik, dat ons ons stories sal deel, dat ons sal bid. Help ons om te sien, soos wat U sien. Wys vir ons wie dit is, na wie ons gestuur is. Kom help ons, Here. U alleen is waardig.